Dankie, daar sê goeiemôre aan julle. Dis so lekker om hier te wees. Ek het al baie keer hier gepreek nou, so hopelik ken jy my nou al so 'n bietjie. As jy my nie ken nie, my naam is Chris de Wet, en dis altyd so lekker om hier by julle te wees. Ek is een van die Tikkie familie mense. So dit is regtig 'n voorreg. Soos julle weet, ek het dit al 'n paar keer hier gesê, wel, soos meeste van julle dalk weet, ek het dit al 'n paar keer hier gesê. Ek kom ook oorspronklik hier van hierdie valley af. Ek is ook oorspronklik van die suide af, en toe ek nou hiernatoe ry vanmôre, ek hou die temperatuur van my bakkie dop. Toe besef ek het vergeet hoe koud dit hier raak. Jy weet, as jy Pretoria toe trek, dit is koud daar, dit is ook koud daar. Maar ek het vergeet hoe koud dit hier raak. En toe, jy weet, toe dink ek, julle is sterk mense om in hierdie koue deur te bring. As ek 'n baadjie dra, dan moet jy weet, dit is koud. So dit is goed om hier by julle te wees. Ek hoop jy is hier so met 'n honger, ek hoop jy is hier met 'n verwagting in jou hart. God wil vir jou iets doen vanmôre. Is julle met my? Dit is een ding wat jy hier moet verstaan. God wil jou ontmoet. As jy 'n vraag het God 'n antwoord. As jy gekom het met 'n honger, God reageer op honger. God reageer op behoefte. So ek hoop jy is hier so met 'n behoeftige hart, met 'n honger, dat God iets in jou lewe gaan doen vanmôre. Baie dankie vir die geleentheid om weer hier met julle vanmôre die woord te kan deel. Wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan 'n goeie tyd hê hierso in die huis van die Here vanmôre. Kom ons bid saam en dan gaan ons in ons lofsaam. Here, wat 'n voorreg om vanmôre voor U te kan staan. En ons dankie, Here. Ons dankie, Here, dat ons hier kan wees. Ek dankie vir elke persoon wat die tyd uitgekoop het om hier te wees. Elke honger, Here, laat dit versadig word. Laat behoeftes aan voorsien word vanmôre. Laat vrae beantwoord word. Les ons dors vanmôre, Here. Dankie, o Heilige Gees. Ons welkom U nou in hierdie plek, in Jesus naam. Amen. Kom ons staan lekker saam, en dan gaan ons 'n lofprysing aan doen. Die goedheid hier aan ons nie pyl nie. Wie word daar hier nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere, U wat ons in U liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wat ons in U waarheid lei. U is die Heer wat ons gemaak het, voor U kom ons skepsel staan. U is die Heer wat steeds gewaak het, deur wie ons hart en alles staan. U bring in ons gemoed die vrede, U sterk ons gees met nuwe kracht. U gee lig oor ons rede, dis U van wie ons heil verwag. So ek kon hier U nie vereer nie, so ek die goedheid nie verstaan, so U my raad
Baie dankie aan ons musikante dat julle ons begelei. My, jy weet, dit is interessant as 'n mens vir jare preek en met die Bybel werk en veral baie onderrig gee. Ek leer meer as wat ek preek, uiteraard. En ek het agtergekom daar is ongelooflike krag in karakters, in persone. En ek het al gevind wanneer ek my leer en my akademie op 'n manier na die preekstoel toe moet vat, dis nie altyd 'n maklike ding nie. En wanneer dit wat ek navors, dit wat ek studeer, dit wat ek self in my lewe mee worstel, hier na die preekstoel toe moet bring, het ek al gevind dat van die beste preke vir my, ek weet nie altyd of dit vir die mense is nie, maar vir my ten minste, was oor karakters, oor mense van die Bybel. Want dikwels, as ons kyk na die lewe, na die doene en late van mense, leer ons meer, onthou ons meer, want ons is in wese nuuskierig. Ek dink daar's 'n stukkie nuuskierigheid in ons. En daarom, om na karakters te kyk, kan baie behulpsaam wees, want karakters in die Bybel kan ons gebruik om na te boots aan die een kant, te leer uit hulle lewens wat om te doen, en ook soms wat om nie te doen nie, te reflekteer dan ook op ons eie lewe, en dan kom ons dikwels agter, dat die mense in die Bybelse wêreld, die mense van wie ons lees in die Bybel, hierdie groot name, was dikwels net mense soos ek en jy. Mense met behoeftes, met begeertes, met probleme, met issues, dikwels. Nes ek en jy. En ek wil vanmôre met julle gesels oor, ek is besig om 'n bietjie te lees en lering te gee by my plaaslike gemeente oor die profete van die Ou Testament, die Ou Testament profete. Ek is self nou besig om bietjie na die profete van die Ou Testament te kyk en te kyk wat ek kan leer uit hulle, en ek het soveel wonderlike inligting en waarhede uit hierdie figure, uit hierdie persone en hulle tekste gelees, en ek wil vanmôre met julle gesels oor Jeremia. So, my boodskap is 'n profetiese hart, en dis eintlik net 'n blik op Jeremia. Wie was Jeremia? Wat kan ons uit sy lewe leer? So, ek kan vir my na die volgende slide te gaan, dankie. Kom ons gesels net gou eers, wie was Jeremia? Jy kan slides aangaan, hoor. Wie was Jeremia? So Jeremia was 'n priester, okay? Hy was 'n priester, kan julle hom sien daar? Ag, moenie worry nie, as jy nie daar kan lees nie, is dalk bietjie klein. Ek gaan alles vir jou sê. Hy was 'n priester uit die gebied van Anatot. Dis in Palestina, is ou Israel. En God het hom geroep in die tyd van koning Josia. Nou Josia, kan julle onthou wie was Josia gewees? Josia was die koning van Israel, 'n baie jong koning, wat die wetboek skielik in die tempel ontdek. Ons dink dit is moontlik Deuteronomium of dele van Deuteronomium wat Josia ontdek. Nie heeltemal seker nie, maar mense dink dis moontlik. En dan het Josia wat ons noem 'n klomp hervorminge ingebring. So die koning van Israel het die jong koning ontdek 'n deel van die wet, Deuteronomium, wat ook al in die tempel, en dan bring hy 'n aantal hervorminge in, en hy bring die volk weer terug na God toe, en terug na die aanbidding van God toe, want daar was baie afgoderry. Jeremia word geroep in die 13de regeringsjaar, lees ons, van daardie koning, en as 'n profeet, as 'n priesterprofeet, hy's 'n priester, wat beteken dat hy baie naby aan watter instansie beweeg het? Die tempel. Okay? En die tempel moes vir hom belangrik gewees het. En dan tree hy ook op as 'n profeet. Nou 'n profeet is iemand wat God se wil, God se uitkyk en perspektief op die hede bring. Mense dink dikwels aan profesie en profete as toekomsvoorspelling. Nee. Profesie en profete in die Bybelse tyd
was nie toekomsvoorspellers in die eerste plek. Profesie en profete, hierdie is 'n baie belangrike beginsel om te verstaan. Profesie en profete was mense wat God se uitkyk, God se perspektief op die hede bring. Want baie mense wil weet wat in die toekoms aangaan, maar hulle weet nie wat in hulle hede aangaan nie. En daarom is die profete van die Ou Testament mense wat vir Israel vertel hoe hulle hede moet verstaan, en is daar dan implikasies vir die toekoms? Ja, daar is. Maar jy kan nie jou toekoms verstaan as jy nie jou hede verstaan nie. Jy kan nie weet waartoe jy gaan nie as jy nie weet waar jy is nie. Wanneer ek in my Google Maps ingaan en ek wil my aanwysings na 'n plek toe vat waar ek in die toekoms, in die volgende 2 ure wil wees, van Pretoria, Wapenrand, hier na Kerktes in die Mielielande, dan sit ek dit in my Google Maps, en dan as ek druk op directions, dan vra hy my, waar is ek nou? Want hy kan nie vir my 'n pad uitwerk, as ek nie vir hom sê waar ek nou is nie. Dis 'n baie eenvoudige beginsel, wat ons almal verstaan as dit kom by die gebruik van 'n kaart of 'n GPS op ons fone of wat ook al, maar ons verstaan nie, dat in ons lewens geld dieselfde beginsel. En wat doen 'n profeet en profesie? 'n Profeet en 'n profesie sê, hier is waar jy is. En as jy op hierdie traject aangaan, is dit waar jy gaan uitkom. Maar as jy traject verander, as jy jou rigting verander, dan is jou uitkoms, jou destination, soos die kaarte sal sê, is dan anders. Dit is wat profete doen. As jy jou toekoms wil verstaan, moet jy jou hede verstaan. Is julle met my? Dis 'n baie belangrike beginsel. So dit is wat Jeremia moet doen. Jeremia begin nou op te tree as 'n profeet, en na koning Josia se tyd, toe koning Josia dood is, toe verval Israel weer in afgoderry. As jy die profeteboeke van die Ou Testament lees, almal van hulle, en daar's baie, dan is daar 2 sondes van Israel wat uitstaan. Hulle is eintlik, spreek die profete, soos Jeremia, 2 goed aan. Dit spreek afgoderry aan. Afgoderry was 'n baie groot probleem vir ou Israel. En 'n ander ding wat hulle aanspreek was sosiale ongeregtigheid. Wat bedoel ek by sosiale ongeregtigheid? Dit is korrupsie, nee. Hulle spreek korrupsie aan. Dis wanneer jy nie meer omgee vir jou medemens nie, wanneer jy die armes en die gemarginaliseerdes en die weduwees en die weeskinders en die vreemdelinge nie meer help nie, wanneer jy net vir jouself alles wil hou, en wanneer jy nie meer kan uitreik nie, wanneer 'n gemeenskap nie meer sorg vir mekaar nie, dit is wanneer die profete opgestaan het en gesê het, so spreek die Here. Hoe's dit? Wanneer ons nie meer na mekaar kyk nie, is wanneer profete opkom. Dit is 'n groot deel van Jeremia se lewe. Jy gaan sien in hierdie preek, Jeremia was 'n mens wat 'n moeilike lewe gehad het. Hy is verwerp. Hulle het nie gehou van die boodskap wat hy sê nie. Hy is amper doodgemaak. Hy is later Egipte toe teen sy wil, en hy is uiteindelik is hy ook dood, maar hy het sy boodskap aan Israel oorgedra, en ons is so bevoorreg om dit vandag te hê. En ek wil jou aanmoedig om die boek Jeremia te gaan lees, want die lekker ding van Jeremia is hy's redelik eenvormig. Dis nie soos hierdie ander profeteboeke wat bietjie moeilik is om te volg nie. En Jeremia het baie stories in. Hy het baie narratiewe in. Dis nie net so spreek die Here, oordeel so oordeel so. Jy lees baie oor sy lewe, en ons gaan bietjie kyk daarna. So as jy bietjie iets anders wil lees, gaan lees gerus die boek Jeremia. Ons begin, jy kan vir my na die volgende slide toe gaan. Ons begin met die roeping
van Jeremia, want dis waar 'n profeet altyd begin, is by hulle roeping, en ek gaan vir julle lees uit die boek Jeremia, so jy kan as jy jou Bybel het op jou foon, jou iPad, of in jou kop, waar ook al, of soos ek vanmôre nog 'n boek. Partykeer is dit nog lekker om 'n boek te hê, dan kan jy oopmaak by Jeremia 1. Maar dis ook op die skerm, as jy dit kan volg, ek is jammer, dis bietjie klein daar. Maar ek lees dit in elk geval. Jeremia 1 vers 4. Die woord van die Here het tot my gekom, dis nou tot my Jeremia. En by the way, watter jaar praat ons van nou? Hierdie kyk ons nou na so ongeveer 600 jaar, 656 jaar voor Christus. Okay. So ons kyk na omtrent 2600, min of meer jaar gelede. Is julle almal met my, net laat ons dit ook in ons koppe die tyd kan. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag Here my God, het ek geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Party vertaling sê daar, ek is nog 'n kind. Party vertaling. Toe sê die Here vir my, moenie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke, om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, om te bou en te vestig. Nou na dit kan jy gerus kyk, dit is 'n mooi storie, visioen van hom en die handeltak. Ek het nou nie tyd om in alles in te gaan. Dit begin by 'n roeping, en kyk net wat sê hy daar, kyk net hoe begin dit in hoofstuk 4. Voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, voor jy 'n baba was, het ek jou geken. Wanneer ons na Jeremia se storie kyk, dan help dit ons om roeping te verstaan. Ek het besef toe ek na die goed kyk, ek het roeping nog altyd verkeerd verstaan. Ek het altyd gedink in my, en tot onlangs, ek het altyd gedink in my lewe, 'n roeping is iets wat met my, dis half iets wat in my lewe inbreek, jy weet, ek gaan aan met my lewe, dis soos die, jy weet, en dan skielik roep God my om iets te doen, en dan kan ek nou besluit, luister ek na God, en dan los ek alles wat ek doen, en ek gaan volg hom, of ek gaan aan met my lewe, en ek kan verstaan dat ons so dikwels daaraan dink, want dit is amper soos Jesus, wat die disippels roep, nee, Jesus loop langs die see, en hy sê, volg my, en hulle drop hulle nette, en hulle volg hom, nee. Ons dink dikwels aan roeping as 'n gebeure, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, 'n event. En dit is, daar is 'n element van roeping as 'n event, roeping as 'n gebeure in my lewe, sonder twyfel. Maar hoe meer ek hierdie profetiese tekste lees, hoe meer kom ek agter, roeping is eintlik baie dieper en baie meer as dit. Roeping is skepping. In die sin dat hoe ongelooflik is God se roeping, in die sin dat voor jy nog bestaan het op hierdie aarde, weet God natuurlik van jou, dat jy gaan kom, en wanneer hy jou skep, in jou moeders, nog voor dit en in jou moederskoot, en soos jy by mekaar kom, soos jou vleis en jou been, en jou senuwees en jou kop by mekaar kom, programmeer God amper, as dit ware, jou roeping in jou. Jy word geskep as mens, wie jy is. Elke een van ons is uniek.
Ons vingerafdrukke is uniek en ons roeping is dikwels net so uniek soos ons vingerafdrukke. Roeping is iets wat in jou DNA dalk nog sit. Dis iets wat in jou identiteit sit. Dis wie jy is. En wat ongelooflik was in my eie lewe, toe ek begin agterkom wat ek moet doen. Toe ek begin agterkom wat my roeping is. Want ek het julle al die storie vertel, ek het aangegaan, ek het nooit kerk toe gegaan nie. Nee, het aangeploeter. En toe roep God my en ek het begin ontwikkel in die persoon wat ek vandag is. En skielik het my hele lewe voor dit sin gemaak en ek het begin verstaan wie ek is in die lig van my roeping. En ons dink roeping is om nou teologie te gaan studeer en 'n dominee te word of 'n pastoor te word of roeping is om uit te gaan en jy weet en te gaan evangelie verkondig. Ja, die eerste primêre ding van ons roeping is verkondiging en jy moet mense gaan vertel van die Here, maar hoe jy dit doen maak 'n verskil en dit is die groot ding hierso. Want roeping gaan dikwels gepaard met passie. Jeremia se roeping was so in hom en wie hy was, dat hy kon nie anders wees as sy roeping nie. Jou roeping is jou identiteit. Dit is jou passie. Baie mense verstaan dit nie. Baie mense dink, om my roeping te volg, moet ek iemand anders word. Maar dis nie waar nie. Wanneer jy jou roeping volg, word jy wie jy is. En jy word wie God jou gemaak het. En dit is jou passie. Dis waarvoor jy lief is. Dis wat jy geniet om te doen. Ek lewe daarvoor om mense te leer van die Bybel. Ek love it. Dit is my passie. Ek geniet dit. Elke oggend as ek by die universiteit inry, dan sê ek, dankie Here dat ek hier kan inry. Ek is so bly. Ek geniet, maar ja, daar is dele van my job wat ek nie geniet nie. Ja, ek like dit nie altyd om te merk nie. Dit kan jou maar party daar 'n bietjie hopeloos maak, hoor. Veral as dit so, jy weet, ek het 200 studente in my eerstejaarsklas, nie? 200. Jy weet, en as hy goed so swel op die rekenaar nou, maar dis soos as dit so stapel is, dan denk jy, kon die Here my geroep het vir iets anders nie. Maar meeste van my werk geniet ek so, dat as ek my salaris kry, ek voel amper ek moet hulle betaal. Regtig, ek weet dit klink stupid, maar dis 'n feit. Want dis wie ek is. Dis wat ek doen. Jou roeping is nie iets anders as jou besigheid nie. Jou roeping is nie iets anders as jou werk nie. Jou roeping is nie geskei van jou gesin nie. Jou roeping is nie geskei van jou belangstellings nie. Jou roeping is nie geskei van daai goed wat jou hart laat klop en wat jou laat glimlag nie. Om die waarheid te sê, jou passion, dit is waar jy jou roeping moet gaan soek. Mense vra dikwels my, Chris, wat moet ek doen? Hoe kry ek my roeping? Dan sê ek vir hulle, my eerste antwoord, 'n vraag aan hulle is, wat is jou passie? Wat love jy? Wat love jy om te doen? Love jy musiek? Daar's jou roeping. Love jy om besigheid te doen en netwerke te maak en mense in mekaar te bring en dan mense goed te voorsien? Daar's jou roeping. Hou jy daarvan om te skryf? Daar's jou roeping. Hou jy daarvan om vir mense te sorg en om vir mense te help? Daar's jou roeping. Hou jy van getalle en syfers en om met syfers te werk? Daar's jou roeping. Dit kan nie almal dominees en pastore wees nie. Hoe kan jy imagine? Dit sal nog horror wees. So dit is so wonderlik dat God ken ons voor ons geboorte. En dan dikwels het ons 'n verskoning. En as ons na hierdie storie van Jeremia kyk, dan sien ons hy gee baie die tipe verskonings wat Moses gee. Jy moet bietjie by Jeremia se roeping lees en dan moet jy gaan lees die storie van die brandende bos in Exodus met Moses. Moses gee net 'n rits klomp verdere verskonings. Jeremia gee net een. Jy weet, ek is bietjie jonk. Die realiteit is, ons soek verskonings. Dit is so. Ons soek verskonings. Ons soek verskonings elke dag om nie te wees wie God wil hê
ons moet wees nie. Ons soek verskonings om nie in ons roeping in te gaan nie. En ons verstaan dit, die rede is vir ons, dit was dieselfde as die rede vir Jeremia. Hy was bang. Hy was bang vir die onbekende. Hy was bang om uit sy comfort zone uit te tree. En dan sê hy, Here, ek is te jonk. En dan sê die Here vir hom, moenie sê ek is te jonk nie. Ek lê my woorde in jou mond. Moenie bang wees nie, ek is met jou. Want wanneer jy uit jou comfortzone uitbeweeg, in jou roeping in wie jy eintlik is dan beweeg jy nader aan God, nie verder weg van hom nie. En kan ek vir jou sê, die veiligste plek om te wees is naby aan God. Jy kan in die middel van 'n oorlog wees, jy kan in die middel van Iran wees waar hulle bomme laat val, jy kan waar ook al in 'n oorlogsone wees, jy kan in 'n die gevaarlikste plek waar jy kan wees is buite God se wil en weg van God. Dis die gevaarlikste plek waar jy kan. En dit is wat God vir Jeremia hierso leer. En dan sien ons 'n laaste ding in sy roeping wat ons ook moet verstaan. Dit gaan nie maklik wees nie. Het jy geluister waarvoor roep God Jeremia? Hy sê daarso, ek stel jou vandag aan, ek stel jou aan, ek gee jou 'n plig, ek gee jou 'n werk, ek gee jou 'n posisie. Dit is wat 'n roeping is, God gee ons 'n doel, iets wat ons elke dag moet doen. Hy sê, ek stel jou aan oor nasies en oor koninkryke om net die goeie nuus elke dag te verkondig en te sê, alles gaan goed. Wat sê hy? Om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan. Dink julle dit is lekker? Dink julle dit was maklik vir Jeremia? Want 'n roeping is nie 'n maklike ding. En dit is juis hierdie boodskap van Jeremia. Hy moes juis vir die volk vertel wat hulle nie wil hoor nie. Ek gaan dit vir julle nou wys. En dit is sy roeping. En die realiteit is, dit gaan nie maklik wees nie. Maar God is nog steeds met ons. En dan sê hy daarso, om te bou en te vestig. Dit is 'n lekker deel. Maar ons moet verstaan, dit is hoe roeping dikwels werk. Daar's hierdie spanning. Die volgende punt, gaan vir my na die volgende slide toe asseblief. Dankie. Jy weet, as ons gaan en een ding van Jeremia se roeping, en dis wat ek nou nog gesê het, is ook jy weet, hierdie boodskap teen afgoderry en onreg. En as ons gaan na Jeremia 7 toe. As 'n roeping dan, wat was die uitdagings? Wat is dit wat dit moeilik gemaak het vir Jeremia? Jeremia 7 vers 3 tot 8. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, maak julle lewe en julle dade reg. Luister net dan. Maak julle lewe en julle, daai vertaling uit die Afrikaans 2020 wat ek daar het is, laat julle doen en late goed wees. Dat ek julle kan laat bly in hierdie land, moenie julle vertroue stel in leuns nie. En kyk nou hierso, weet jy waar staan Jeremia, toe hy hierdie woorde sê? Hy sê hierdie woorde, terwyl hy voor die poorte van die tempel staan. Hy's 'n priester. Hy is veronderstel om vir die tempel te praat, positief te praat. Sê hy die volgende woorde, julle sê, ons is veilig, dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel. Maak liewers julle lewe en julle dade reg, doen aan mekaar wat reg is, moenie vreemdelinge, weeskinders en weduwees onreg doen nie, moenie mense onskuldig om die lewe bring in hierdie land, en moenie ander gode dien nie. Dit sal onheil oor julle bring.
As julle aan my gehoorsaam is, sal ek julle in hierdie plek laat bly, in hierdie land wat ek vir julle altyd aan julle voorvaders